Genesis 3 vers 1 tot by vers 19. Die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy het vir die vrou gevra, is dit werklik so dat God gesê het, julle mag nie van enige boom in die tuin eet nie? Let op die slang se vraag, julle mag nie van enige boom eet nie. So asof die slang sê, God het verbied dat julle van enige boom in die tuin mag eet. Die vrou het die slang geantwoord, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet. Maar oor die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin was, het God gesê, julle mag nie daarvan eet nie, en dit nie aanraak nie, anders sterf julle. Die slang sê toe vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat die dag wanneer julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan. Dan sal julle word soos God, wat goed en kwaad ken. Die vrou sien toe dat die boom goed was om van te eet, dat dit 'n lus was vir die oog, en dat die boom begeerlik was om 'n mens insig te gee. Sy het van die vrugte daarvan geneem, dit geëet, en ook vir haar man by haar gegee, en hy het geëet. Albei se oë het oopgegaan, en hulle het besef dat hulle naak is. Hulle het vye blare aaneengeryg, en vir hulle lendeskorte gemaak. Hulle hoor toe die geluid van die Here God wat in die tuin rondstap in die middagkoelte. Die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? Hy het geantwoord, ek het u in die tuin hoor beweeg, en ek was bang, want ek is naak. Toe het ek weggekruip. Die Here God vra toe, wie het vir jou vertel dat jy naak is? Het jy van die boom geëet waaroor ek jou beveel het dat jy nie daarvan mag eet nie? Die mens het geantwoord, die vrou wat u my gegee het om aan my sy te wees, sy is die een wat vir my van die boom gegee het en ek het geëet. Die Here God vra toe vir die vrou, wat het jy nou gedoen? Die vrou het geantwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. Toe sê die Here God vir die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die makdiere en al die diere van die veld. Op jou pen sal jy suil en stof sal jy eet solank jy leef. Vyandskap sal ek tussen jou en die vrou stel, en tussen jou nageslag en haar nageslag. Hy sal jou kop aanval en jy sal sy hakskeen aanval. Vir die vrou het hy gesê, ek sal jou swaar kry met jou swangerskap baie erger maak. Met pyn sal jy kinders in die wêreld bring. Na jou man sal jou begeerte wees, maar hy sal oor jou wees. Maar hy sal oor jou heers. Vir die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na jou vrou se stem en geëet het van die boom waarvan ek jou beveel het, jy mag nie daarvan eet nie, is die grond deur jou toedoen vervloek. Met swaar kry sal jy daarvan eet, solank jy leef. Dorings en dussels sal dit vir jou laat uitspruit, en jy sal veldplante eet. Met sweet aan jou gesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die grond, want daaruit is jy geneem, ja, stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Tot sover. Ek wil maar net so die oog laat val op vers 6 en vers 7, waar die vrou sien dat die boom in die middel van die tuin, dit was goed om van te eet, en staan daar dat dit begeerlik was om 'n mens insig te gee. En dan vers 7, is daar dan ook inderdaad insig, maar nie die insig wat die vrou gedink het nie. Hulle albei se oë het oopgegaan en hulle het besef dat hulle naak is. Dit is vandag so, en ek wens ek kan dit vir u ook maar duidelik genoeg sê, dat 'n mens so versigtig moet wees vir alles wat gebeur met die moderne media wat tot ons beskikking is. Die WhatsApps wat ons kry, en dan veral ook e-posse en SMS'e en dies meer wat ons kry, en telefoonoproepe wat gemaak word, wat ons ontvang, en mense op allerhande maniere probeer om ons te mislei. Nou onlangs weer het 'n vriendin van ons die stel afgetrap dat sy ergens op een of ander manier met 'n boodskap gebring is by 'n advertensie oor 'n boek wat gaan oor gebed, en dat die boek oor gebed so baie vir 'n mens kan beteken, en 'n mooi klomp dinge wat gesê is oor die boek van gebed, en sy het nou maar geklik, soos wat daar nou gevra word om te doen, en op die ou end is daar
soos hulle sê, 'n one-time pin aan haar gestuur en sy het in haar bank het sy geklik. Om haar net die ontdekking te maak, die volgende oomblik met 'n boodskap wat van haar bank af deurkom, dat daar R7.000 uit haar bankrekening uit is. Mense gee nie om wat hulle gebruik om ander te mislei nie. Hulle sal in die naam van die Here sal hulle jou besteel en jou mislei. En ek weet nou nie vanmôre wie van u al nou prooi geval het van so iets, van geld wat op een of ander manier uit jou bankrekening uit verdwyn het nie, waar jy uitgelok was na iets wat vir jou wonderlik gelyk het. En as jy deel kan wees van hierdie wonderlike ding, dan sal alles nou net so mooi en so reg en so goed vir jou uitwerk. Ook my ou oorlede ma het seker so 15 jaar terug, het sy haar spaargeldjies wat sy op daardie stadium bymekaar gemaak het sy ook belê by mense wat die wonderlikste rente beloof het. In die eerste 2-3 maande het sy asemrowende renteopbrengs het sy gehad, en op die ou en die volgende oomblik, poef, was haar geld. Alles wat sy gespaar het oor baie jare, was dit net eenvoudig weg. Maar 'n mens word ingetrek in sulke dinge in, omdat daar vir jou 'n geel wortel voor die neus gehou word. Omdat daar vir jou gesê word dat as jy nou dit en dit en dit sou doen, dan sal die wonderlikste dinge sal met jou gebeur, en die wonderlikste dinge gaan na jou kant toe kom, en 'n klomp geld gaan na jou kant toe kom op die ou end. En dan maak jy die slegte ontdekking dat dit nie so gewerk nie. Jy het gedink, jy gaan nou hierdie wonderlike opbrengs hê op jou geld. Dit gaan wonderlik met jou gaan. As jy hierdie tipe van opbrengs op jou geld kan hê, dan sal jy 'n hele paar dinge in die lewe daarmee kan doen. En die volgende ding is dat jy op die ou end slegter afeindig as wat jy was, voordat jy gehoor gegee het aan hierdie geel wortel wat voor jou neus gehou is. Jy weet natuurlik waarheen ek nou afstuur. Ek stuur nou af op Genesis hoofstuk 3. Dit wat die slang, wat tussen die slang en Eva gebeur het, en op die ou end ook uiteindelik Adam wat daarbey betrek is. En in 'n sekere sin, nie in 'n sekere sin nie, ek kan dit kategories sê, dat dit is die grootste bedrog wat ooit in die mens se geskiedenis plaasgevind het. Dit is nie maar sommer net 'n paar woordjies wat hier ergens in die Bybel opgeteken is nie. Dit is nie maar sommer net 'n bietjie kennis wat vir ons gegee word nie. Dis nie maar sommer net 'n verhaal wat ingeweef is by die skepingsverhaal van die mens nie. Dit is die grootste en die mees tragiese gebeure in die geskiedenis van die hele mensdom. Want dit het die verhouding tussen God en mens op die ou end so omgedraai. Dit het die verhouding tussen mens en mens so omgedraai. Gebreek. Adam blameer vir Eva, Eva blameer die slang. Onmiddellik is daar as dit ware chaos en pandemonium wat besig is om daar plaas te vind. Die grootste bedrog ooit. Hoekom? Maar voordat ek daarby kom ons gee net 'n tree terug na verlede Sondag toe. Genesis wat ons gelees het, dat die Here God die mens gemaak het na sy beeld. God het die mens gemaak na sy beeld. Ware kennis, geregtigheid en heiligheid. Die geskape mens kon hom op geen beter plek bevind het as waar hy hom bevind het nadat God hom geskape het nie. Want God skep nie omdat God een of ander drang het dat hy self verheerlik wil word nie. Dis nie asof God iets tekort skiet en hy nou die mens skape dat die mens daardie plekkie binne in hom vir hom kan volmaak nie. God skep uit sy oorvloed. God skep uit dit dat hy alles is en dat hy alles het en dat hy beheer is van alles, dat hy groter is as enige geskape ding of geskape mens. So God het niks nodig gehad nie. Maar God skep die mens om sy liefde en om sy heerlikheid te kan uitdeel. Dis hoekom die mens gemaak is. Die mens is gemaak om van God te ontvang. Dat God sy volheid en sy liefde en sy genade en sy krag en dit alles wat daarmee saamgaan, dat dit op die mens uitgegiet kan word en die mens kan leef
in die volheid van die vreugde van 'n lewende verhouding met die almagtige Skepper van hemel en aarde. Dit is wat hoekom God skep. God wil uitdeel. God wil nie iets hê nie. God wil sy volheid wil hy met die mens deel. En daarom skaap hy die mens hierdie goddelikheid as dit ware binne in die mens, dat die mens die kennis en die geregtigheid van God kan uitdra en dat die mens ook die heiligheid, die toegewydheid van God kan uitdra. En dat die mens daarin deur dit te doen om beeld van God te wees, om God sigbaar te maak vir mekaar, dat die mens daarin sy volle vreugde sal vind. En natuurlik kry die mens ook die opdrag om die aarde te bewoon en te bewerk, om medewerker te wees saam met God. Die mens kan nie skep soos wat God geskep het uit niks nie, maar die mens kan baie tot stand bring binne die skepping van God. En in daardie sin deelneem aan God se werke in hierdie wêreld. So die mens kry hierdie ongelooflike verantwoordelikheid en taak en roeping van die Here. So die bedoeling, broers en susters, van die skepping en die feit dat die mens bestaan, lê uiteindelik daarin in ontvang van die Here die vreugde, die volheid, en om in gehoorsaamheid aan hom daardie vreugde op 'n nog groter manier te kan beleef. En dan kom hierdie misleiding waarvan ons praat, van die slang wat hier simbolies ook is van die bose wat hier ingryp. En die slang kom na die vrou toe nie met 'n openlike leuen nie. Hy kom na die vrou toe nie deur vir haar te sê, kyk, ek gaan jou nou bedrieg. En as ek jou nou bedrieg het, dan gaan goed vir jou baie slegter wees nadat jy my bedrog aanvaar het, as wat dit nou op die oomblik is nie. Maar hy kom op 'n subtiele manier, en dis die manier hoe die duiwel vandag nog werk, en ek sê altyd die duiwel kan nie nuwe dinge uitdink nie, want hy kom altyd op dieselfde manier, deur eeue heen kom hy op dieselfde manier na mense toe, deur in die eerste plek, voordat hy met die leuen kom, om twyfel te kom saai. Het God gesê? En dan draai hy so bietjie net dit wat God gesê het. Julle mag nie van al die bome in die tuin eet nie. Net 'n vraagie, waarop die vrou hom antwoord, en die vrou antwoord hom reg om te sê, nee, dis nie al die bome wat ons nie van mag eet nie, daar's net die een boom waarvan ons nie mag eet nie. Maar die beginsel is reeds by haar gesaai. Is dit so dat God hierdie dinge sê? Is dit regtig waar wat God sê? Kan 'n mens God ooit vertrou? Bedoel God dit regtig goed met jou? Of kan jy dalk dit beter met jouself bedoel as wat God dit met jou bedoel? Die vrou kyk nie na dit alles wat sy het nie. Die volheid van God, die harmonie in 'n verhouding met God en met haar man. Die wonderlike ding om in die aand op die aandwyntjie saam met die Here God te wandel deur die tuin en die wonder en die skoonheid van sy skepping te aanskou. Om hulle gemeensaamheid met mekaar te belewe. Hulle openheid teenoor mekaar, dat hulle naaktheid nie iets was wat enigsins vir hulle gepla het nie. Die vrou sien nie al hierdie wonderlike dinge raak wat hulle het nie, maar die saadjie wat by haar gesaai word, daar is dalk ietsie nog meer wat God van julle af weggaan. Dis eintlik ietsie meer wat julle nog kan ontvang as dit wat julle reeds het. En dit is die saadjie wat gesaai word, en dit is vandag nog presies dieselfde manier hoe die duiwel te werk gaan, waar jy ook weet wat is die Here se wil vir jou lewe, waar jy weet hoe wil die Here hê jy jou lewe moet inrig. Dit alles staan vir jou duidelik uitgespel in die woord. Jy's nie 'n vreemdeling met die woord van God nie. Jy weet wat die Here God van jou vra, hoe jy moet leef, hoe jy moet optree as iemand jou op die een wang slaan, dat jy die ander wang moet draai. Wat sowaar 'n moeilike ding is om te doen. Jy weet dat die Here van jou vra dat jy moet dien, dat jy moet uitdeel eerder as wat jy wil besit, as wat jy wil hê. Jy weet al hierdie dinge.
Jy weet presies hoe moet jy maak, hoe behoort jy te lewe, die liefde, die vergifnis, dat jy nie in onvergewensgesindheid met jou broer of jou suster of jou pa of jou ma of jou vriend of jou werker mag lewe nie. Maar dat jy moet vergewe 70 maal 7 keer, soos wat die Here van jou vra dat jy moet vergewe. En dan sê jy, nee, ek dink nie as ek hierdie goed doen, soos wat God het wil hê ek dit moet doen, dat ek gelukkig gaan wees nie. Ek moet liewer dit doen soos ek dit wil doen. Kwaad word, uitbars, voortgaan om haatdraand te wees, onvergewensgesind te wees. Ek moet net voortgaan, ek kan nie toelaat dat ander mense so op my trap nie, en so met my mors nie, al vra God dat ek hierdie anderse kant, dat ek hom met sy vergifnis en liefde vir die wêreld sal demonstreer, al vra God dat ek dit moet doen. Nee, want dit is sleg wat God van my vra. Ek weet beter. Ek gaan dinge doen op my manier. En dit is wat hier gebeur. Wantroue wat gesaai word. God bedoel dit nie regtig die beste met jou nie. Jy kan dit so 'n bietjie beter met jouself bedoel, as wat God dit met jou bedoel. En dan kyk die vrou na die vrug. Sy sien dat die vrug 'n mooi vrug is. Sy sien dat dit eetbaar is, dat 'n mens dit kan eet. Maar wanneer sy eet, is daar ook hierdie verwagting by haar, dat as sy eet van die vrug, dan sal dit nog beter gaan. Dan sal sy insig hê. Dan sal sy eintlik nog 'n verdere trapjie in die lewe gevorder het, waar God nie meer die een is wat vir haar dikteer wat moet gebeur en wat moet nie gebeur nie. Sy sal dan self oor haar eie lewe kan besluit. Sy sal self haar eie lewe kan rig, want dan gaan sy net soveel kennis en insig hê as wat God het. Sy sien dit dat sy eintlik 'n trappie nog verhoog word van haar mensheid na die vlak van goddelikheid, om in beheer te wees, om self te bepaal, om jou eie lewe uit te werk, soos wat jy dit wil hê, dit op die ou end moet loop. En sy glo dat God eintlik so bietjie skelm is, dat God ietsie van haar af weghou, en dat as sy nou eet, dan gaan sy daai bietjie, gaan sy ook nog kry. Dit is tot vandag toe nog presies dieselfde hoe die duiwel te werk gaan. Om die persepsie by ons te skep, dat ons 'n beter lewe vir onsself kan bou, as om nougeset presies te doen en te leef wat God van ons vra. En sy eet. En sy gee ook vir Adam om te eet. Hier word nie gesê dat Adam was nie daar gewees nie. Ons aanvaar Adam moes daar gewees het, waar anders sou Adam gewees het. Adam het hierdie betalje tussen die vrou en die slang aanskou en gehoor. En wanneer sy pluk, dan gee sy vir hom ook aan en hy eet saam met haar. En dan gebeur iets wat die vrou nie verwag het nie. Die teenoorgestelde. Presies die teenoorgestelde van wat sy verwag het. Sy kom nie tot wysheid nie, maar haar oë gaan oop vir skaamte, vir die ontdekking dat met eens is die verhouding tussen haar en haar man Adam nie meer dieselfde nie. Met eens is daar afstand tussen hulle. Met eens kom hulle nie meer so lekker en so goed met mekaar oor die weg nie. En is hulle naakte liggame die teken daarvan dat hulle nie meer so in mekaar se teenwoordigheid kan wees nie, en maak hulle vir hulle klere van vye blare, en ek wonder nog altyd hoe jikkerig daardie spul nie moes gewees het, wat hulle vir hulle self gemaak het om aan te trek nie. Hulle ontdek skaamte. Hulle ontdek skielik 'n blootgesteldheid, 'n naaktheid voor die wêreld, dat die wêreld dwars deur jou kan sien en jou kan beleef. Daar's nie insig nie,
maar bewuswording van myself is selfbewuswording, selfbewus. Daar kom nie vryheid vir die vrou nie, maar vrees. Hulle kruip weg vir God. Hulle weet God gaan kom op die aandwindjie en hulle kruip weg. Daar is nie heerlikheid wat haar deel word nie, maar verwydering. Nie net tussen haar en Adam nie, tussen Adam en haar nie, maar tussen Adam en Eva en God. Met eens is God daar, ergens, ver weg. Hy's 'n bedreiging wanneer hy te naby kom. Wanneer God te naby kom en wanneer ons op die aandwindjie gaan loop, dan gaan God kennis neem dat ons onsself laat bedrieg het en laat mislei het, en gaan God agterkom dat dit alles wat hy vir ons gegee het, wat goed was, wat vreugde in ons lewens ingedra het en ingebring het, dat dit alles by die agterdeur uit verdwyn het. Wanorde in plaas van orde waarvan die leesrooster ook praat. Dit is die patroon van alle sonde. Dat dit vir jou lyk die beste keuse te wees om so op te tree, om so te reageer. En uiteindelik die teenoorgestelde te ontdek. 'n Mens sou verwag dat God op hierdie punt, wanneer hy na hulle roep, dat hy vir hulle sou sê, ek is klaar met julle, ek het vir julle gesê, as julle eet van die boom in die middel van die tuin, sal julle sekerlik sterwe. So kry vir julle dit wat julle vir julle self wou gehad het, eet van die tafel wat julle vir julle self gedek het, en ek draai my rug op julle. Maar dis nie wat gebeur nie. Dit sou die volste reg wees van God om dit te doen, om sy rug te draai op hierdie mens, wat homself wou vergoddelik. Hierdie mens wat hom gewantrou het en gedink het dat hy wat alles goed en baie goed geskape het, dat hy iets goeds van hulle weerhou het. Hy kon maar net wegstap van hulle af. Soos wat ons baie keer maak, wat ons rug draai op iemand met wie ons 'n pad wou probeer loop, en iemand wie ons wou probeer regstel, en die persoon hom nie aan ons gesteer het nie, en ons dan maar vir die persoon sê, maar kry maar vir jou, dra die gevolge van die goed wat jy vir jouself, die tafel wat jy vir jouself gedek het. Maar wat gebeur? Terwyl Adam en Eva wegkruip, van mekaar met die blare, van mekaar af wegkruip, maar ook van God af wegkruip, deur agter die bome van die tuin skuiling in te neem, is daar 'n geroep wat kom. Waar is julle? Waar is jy? Waar bevind jy jouself? Het jy jou laat mislei? Het jy die vreugde en die volheid van die lewe by jou laat steel? Van jou af weggevat? 'n God wat omgee. 'n God wat nie die skepsel wat hy geskape het, maar net gaan versaak nie, en gaan weggooi nie. Want dis wie hy is. Hy is die God van liefde. Om die waarheid te sê in die woorde van die apostel Johannes, hy is liefde. Dis wie hy is. Liefde, omgee, deernis, die beste vir sy kinders wil gee. Die beste in die lewe wil gee vir mense wat hom gehoorsaam, wat bereid is om die ander wang te draai, wat bereid is om nederig te wees, wat bereid is om ook diens te lewer aan ander mense rondom hulle, nie te kyk hoeveel kan hulle self uit die lewe uithaal nie. Waar is jy? Jy het dit alles verloor wat ek vir jou gegee het. Wat het jy nou gedoen? Hoekom het jy nou gedoen? Hoe kon jy
dit doen, terwyl ek alles vir jou gegee het in Genesis 2, een hoofstuk gelede, het jy alles gehad. En in hoofstuk 3 het daar niks eintlik daarvan oorgebly nie. Dis die stem van 'n God wat nie vrede maak met afstand nie. Wat nie vrede maak met verwydering nie. 'n God wat nie vrede maak daarmee as mense hom verwerp nie. Omdat hy weet dat dit vir hulle ten kwade is as hulle hom verwerp. Maar is 'n God wat kies vir nabyheid. Dis waar hy sy mense wil hê. Weer terug by hom, weer naby aan hom, weer veilig in sy teenwoordigheid. Natuurlik is daar die oordeel wat ons ken. Die vloek oor die slang. Eva, wat nou skielik, waar sy blykbaar op hierdie stadium as sy kinders sou hê, dit met gemak sou kon doen, waar sy nou swaarder in die lewe kinders in die wêreld gaan bring. Adam, God vervloek nie vir Adam nie, God vervloek die grond. Die grond word 'n vloek vir Adam, want dit sal swaar gaan om 'n bestaan te maak op hierdie aarde. Maar reg in die middel van hierdie oordeel, reg in die middel van op die ou end dat hulle uit die tuin uitgestuur sou word om nie van die boom van die lewe te eet, vir ewig in hierdie verlorenheid te lewe nie, is daar hierdie glimmering, hierdie glimps van hoop. In die 3de hoofstuk van die Bybel is daar reeds 'n ietsie van die evangelie. Is daar ietsie van die een wat gebore sou word in 'n stal, wat na hierdie wêreld sou kom, om te kom heel maak en te herstel dit wat in die paradys, wat in Genesis 3 vernietig en afgebreek is. Ons lees dat die Here God sê, ek sal vyandskap stel tussen jou en die slang, vers 15. Tussen die mens en die slang. En jou nageslag, hy sal die kop van die slang vermorsel. Binne die gereformeerde teologie en ons gereformeerde tradisie sien ons hierdie as die oerbelofte van die koms van die Here Jesus Christus na hierdie wêreld toe. Heel in die begin, reg in die middel van hierdie sondeval en die ellende wat dit vir die mens gebring het, hou God 'n liggie omhoog, 'n kersie wat flikker. Uiteindelik gaan die slang, die Satan, gaan uiteindelik oorwin word. God se seun wat mens word, wat die straf en die ellende van die sonde, die ewige dood kom dra namens mense wat gesê het, ons wil niks met hom te doen hê nie, maak hom dood, kry hom weg voor ons oë. Kom die seun van God, en deur sy opstanding uit die dood, oorwin hy en breek hy die mag van Satan. As julle eet, gaan julle sekerlik sterwe. As julle glo in die Here Jesus Christus, weet julle, julle sal lewe, al het julle ook gesterwe. Vandag is die 3de Sondag van die Advent, die Sondag waar ons dink aan die vreugde wat die Here Jesus Christus met sy koms na hierdie wêreld toegebring het. Die vraag wat ek en jy net vir onsself moet afvra, is of ons in hierdie vreugde lewe. Het ons die versoenende hand van God wat na ons uitgesteek word, om te herstel dit wat die sonde verbreek het, om die verhouding met God te herstel, en in 'n versoende verhouding met God te leef, om in die aandwenkie saam met God en sy woord te kan wandel, om met hom te kan praat, hom te kan hoor wat hy vir jou sê deur sy woord, en hom te kan antwoord deur jou gebede wat jy tot sy genade troon rig, om dit te kom heel maak. Dat God en mens weer in harmonie met mekaar kan wees. Dis wat Jesus kom doen het
vir jou en vir my. Beleef ons dit? Beleef ons daardie harmonie in ons besig wees met die Here en met sy woord? Beleef ons daardie harmonie met God wanneer ons gehoorsaam is en doen dit wat hy vra, al lyk dit ook vir jou hoe absurd in jou lewensomstandighede. Al lyk dit vir jou na die mees verkeerde ding om iemand nou te vergewe, om dit te doen omdat die Here dit van jou vra, en dit nie halfhartig te doen om môre weer te kan sê, maar jy maak altyd so nie, maar om te vergewe van harte, om in versoening met mekaar te kan leef. Beleef jy dit? Beleef jy daai versoening en die heelwording in jou lewe? Want op die ou end is dit wat ek en jy in hierdie wêreld moet indra. Medewerkers van God se heelmaak in Jesus Christus, sy seun. My liewe broer en suster, moenie toelaat dat die bose met sy eeuoue maniere van doen vir jou weghou van die vreugde in God en met mekaar nie. Hy sê vandag nog presies dieselfde. Dis 'n ou, stokou, vermufde taktiek. God sê so, maar doen net 'n bietjie soos jy dit nou dink dit behoort te wees. Sal jy meer gelukkig wees? Nee. Jy is alleen gelukkig in 'n versoende verhouding met God, maar ook in gehoorsaamheid. Om te hoor wat hy vra en om te doen wat hy vra. Daar sal jy ontdek dat daar vreugde is. Jy gaan miskien minder hê omdat jy van die baie wat jy het gaan uitdeel, sodat ander ook kan hê. Jy gaan minder hê wat die duiwel vir jou sê, nou is jy slegter af, want God wil hê jy jou goed weggee. Maar die waarheid is dat jy meer gaan hê. Dat jy meer gaan hê van dit waarvoor God jou gemaak het, om die vreugde in die lewe te beleef. Armer, maar ryker. Here, ons wil maar net bid op wat U, die voetspoor van dit wat U vir ons geleer het. Bewaar ons van die bose. Deur U Heilige Gees, gee krag en rigting aan ons lewens, om te doen presies dit wat U van ons vra. In die naam van Hom, wat die kop van die bose vermorsel het, Jesus ons Here. Amen.